Hallo julle, Hallo julle, André en Henriette. van Bilo hierso. En ons deel sommer graag met ons liefdesverhaal. Ja. Ladies first. Jy weet dit begin, voel al wat 11 jaar terug al. Ja, Ja, want dit is mooi dink, maar jy het tyd. ja, moet ek eers begin. Ek kan eers begin. Okay, kom ons begin so. Natuurlik het ons albei vir baie lank vir mekaar vertrou. En regtig gebid en gehoop vir man en vrou. Maar baie keer voel dit dalk soos 'n ewigheid en dit voel lank en dalk is jy in daai selfde plek, dalk jy weet soek jy al lank vir daai perfekte pasmaat. En ek hoop dat ons storie jou gaan inspireer om aan te hou bid en aan te hou vra en ook oop te wees en te kyk vir die regte tekens en die regte plekke, mense rondom jou wat jou kan help guide, natuurlik ook Heilige Gees en jy weet God se leiding in dit. Waar my storie begin het is ek het jy weet altyd die prentjie gehad van iemand wat saam met my kan lewe doen. Ek wou baie graag iemand gehad wat saam met my kan sport doen, saam met my in bediening wees. Op daai stadium in my lewe was ek voltyds in bediening en ek het regtig gebid daarvoor. En op 'n dag toe het ek het ons uit Johannesburg toe na 'n konferensie toe en dis waar my journey vir regtig die perfekte pasmaat begin het sonder dat ek geweet het daarvan. So die Here het baie keer altyd hierdie sin vir humor wat hy iets aan die gang is agter 'n kant en jy vind eers later uit jy's deel van 'n groter storie, amper 'n tapestry. Ek was by 'n konferensie When Heaven Invades Earth en in hierdie konferensie het ek 'n profesie gekry dat jou vrou is naby. Ek weet natuurlik jy bid nou al vir hoe lank, hoeveel jare en soos net soos ag, prys God op die spot, daar is ons net sy kom uiteindelik en dis net soos ja en amen. Ja. Maar baie duidelike goeders gewees met die profesie. 'n Paar ander goeders by en dis in kort hoe ons journey begin het. Want heel toevallig was Henriette by dieselfde konferensie en deel van my profesie in daai konferensie was nommer 1 jou vrou is baie naby. Nommer 2 is dit gaan baie vinnig gebeur. Dit gaan 'n kort tydperk wees van saam wees, verloof en trou. En dan en jy gaan net weet, dit gaan ek onthou dit soos jy weet soos klokslag is dit die dame en die ou wat saam geprofeteer het, maar ek sê dit gaan soos twee magnete wees. Dit gaan soos dit gaan net ewe skielik gaan dit gebeur en jy weet hoe dit bymekaar kom, hoe julle bymekaar gaan kom en dan the magic's gonna happen. En aan die agterkant, jy weet, was God besig om 'n ander storie te skryf in Henriette se hart. En ek dink dis waar sy oorvat en dan gaan ons nou weer bymekaar kom. Ja, Jesau, ek was nog ek het gebekeer, ek moet begin daar in 2010. En dit is vir die eerste keer wat ek toe nou begin bid het vir my man. Ek dink ek het altyd hierdie prentjie in my kop gehad hoe hy moet lyk en ja, toe ek nou werklik tot bekering kom, het ek begin in my lysie maak. Ek love it om te journal. So vandat ek tot bekering gekom het, het ek begin skryf oor alles, oor my droomtroue, oor my man en alles. En toe het 'n vriendin eendag vir my gesê, weet, maak jou lysie, maar moenie vaskyk net aan die lysie nie, want nou is jy soos uit, okay, so nou iemand in jou belangstel, hy het nou nie hierdie tipe look nie, so dit kan nie hy wees nie. So mense moet ook net die Here vertrou dat hy weet wie by jou pas en wanneer dit gaan gebeur. En almal het ook altyd vir my gesê, jy gaan net weet. En ek het al met ouetjies uitgegaan en dan dink jy nou, okay, jy weet. Waarvan praat die mense as hulle sê jy weet net? Maar ek kan vandag hier sit en met alle eerlikheid getuig, dis regtig 'n bonatuurlike vrede binne in jou kor van dat jy weet dat jy weet dat jy weet net. Ek weet nie hoe nie, maar jy weet. Jy voel dit net. En so het ek my lysie gemaak en ek het begin toe nie net uiterlike lysies maak nie, maar ook innerlike en karaktergoeders. Ek het gebid spesifiek vir 'n man wat toe in daai stadium van my lewe in voltydse bediening is. Hy moet 'n musiekinstrument kon speel. Ek weet nie hoekom het ek dit op my lysie gehad nie. Ek sal hou daarvan as hy ligte hare en blou oë het en weet gespierd is, obviously mooi gebou. Ons moet weet aangetrek en aangetrokke tot mekaar wees en ja, en hy moet net lief vir Jesus wees. Hy moet 'n lewendige verhouding met hom hê. Hy moet obviously ook gedoop wees en die Here ken, nie net kerk toe gaan en nie weet 'n lewendige verhouding. En so ja, het ek my lysie daar gelos en daar ook
'n paar profesieë along the line gekom wat mense profeteer en sê hulle voel my man is baie naby en as mense dit sê dan dink jy okay dit gaan môre gebeur. Maar dit was toe nou nie so vinnig nie. So mense moet ook nie vaskyk as mense sulke goed, jy weet, park dit daar en gaan aan met jou lewe en word jy die man of die vrou wat jy graag hoop jou ander helfte moet wees. So become that person. En ek het net dit daar gepark en daar gelos en toe nou nie meer so gefokus op dit nie en geweet. As dit moet gebeur, gaan dit gebeur op die regte tyd en die Here weet obviously wat hy doen. En ja, ek het dit daar gelos. Toe konferensie. Die konferensie, maar ek en jy het mekaar geken. Dit Ja, is ons ken mekaar ons ken mekaar al baie lank. Maar sy is aan een van daai toe hy toe kan baie gewees, Ja, weet, né? ja, hy het hierdie lang blonde hare en hierdie leerbaadjies aangehad en dan het hy kuierplekke ingekap dan kyk al die girls vir hom en ek het net gesê ek gaan nie een van daai meisies wees Sal jy sê ek het lang blonde hare gehad. Come on. Maar ja. So ja, so ons ken mekaar al lank en nooit in my hele lewe ooit gedink hierdie gaan my man wees vandag nie. En ja, so net so daai, ek probeer net al die puzzelstukkies mekaar in. Konferensie. Ja, dit is by die konferensie. Toe ek by daai konferensie in Johannesburg is en ek het Johannesburg daar gebly, jy nie, jy is in Hartswater. Noord-Kaap. Toe het 'n vrou na my toe gekom en vir my gesê, "Jesus, sy voel net sy moet vir my sê dat die Here gaan vanaand iets amazings vir my doen, soos life changing." Yes, en ek is net soos excited want hier gaan nou vanaand iets gebeur in hierdie konferensie en ons is in en so worship ons en ek sien so aan die einde van die ry is hierdie blonde kop man en dit is asof hierdie lig spotlight so oor hom skyn soos daai aha oomblikke. Ja. En dan toe ek weer sien en ek sien hy kyk so, toe sien ek dis Andrei van Bilou. Soos okay, ek wonder wat se hy, maar niks veel daarvan gedink nie. En toe na die einde van die konvensie, toe stap ek en jy na mekaar toe, want obviously ons ken mekaar. En toe ons mekaar 'n drukkie gee, dit is toe my hele binneste vir my sê, hierdie is jou man. Waar die Here vir my sê, hierdie is jou man. En ek is net soos, ek is nou moeg gedate om te dink, hierdie is nou die een. Want ek het tot bekering gekom en ek het weer gedate, maar daar was altyd daai ietsie gewees. En wanneer jy jou maat ontmoet, voel ek, gaan daar nie ietsies wees nie. Jy gaan net... Dan gaan dalk wees, ek weet nie, maar vir my was dit net, ja, daar is ietsies, maar dit voel nie soos 'n krapperige ietsie nie. Dit is, you know what, dit is die daai ding van, ek sien hierdie, dit pla my eintlik, maar ons kan daaroor bid en dit sal uitgesorteer word. Dit gaan nie so wees nie. So ek praat nou nie van, jy los jou klere op die vloer en doen sulke tipe goed. En ja, so my liefie, toe het ek huis toe gegaan en ek het begin bid. Dus ek sê, ek gaan nie een van daai meisies wees wat agter 'n man aanhardloop, maar die Here het nou vir my gesê, dis my man. Op daai oomblik het ek nie dieselfde ervaring gehad nie, want sy was actually nog nie meer saam met my, maar in die verlede was sy saam met een van my vriende en dan soos bro code, jy weet jy gaan net nooit date iemand wat saam met een van jou vriende ooit was, so dit was net soos in any case. En ja, so ek sit nou met hierdie is 'n man, maar ek het vir die Here gesê, okay, fine, as dit my man is, dan sal hy eers na my toe uitreik. En ek begin toe nou vir my velletjie daar buite uitsit. My eerste teken wat ek vra toe vir die Here, as hierdie my trouman is, laat hy met my heel eerste kontak maak. En ek dink daai selfe aand toe sit en scroll ek op Facebook en nou het ek nou, ek weet, ons is nou in hierdie ding en ek scroll op Facebook, is nog die early days van Facebook, die early-ish days, en ek sien toe hierdie snaakse mural van 'n vrou wat soos in klomp klere geshare is of geteken is, en dit laat my dadelik dink aan Henriette, en jy weet nou weer eens letterlik platonies, ek sien nou sy is online op Messenger daai tyd, en ek sê vir haar, check hierdie, jy weet, kyk hierdie foto, ek weer het sommer net op my hart gedruk, ek moet dit vir jou insit of stuur, en net soos affirm, dat hy, jy weet, jy moet nie jouself opgee nie, jy weet, daar is nog baie wat binne, is hierdie kleurvolle image gewees, jy weet, soos, en jy gaan uitstaan, maar niks, ek het nie eintlik iets bedoel daarmee nie, dis net soos, hey, check it out, dis wat is cool. En ek is net soos, ek het nou net gevra vir 'n teken, ek het nie gedink ek gaan so vinnig wees nie, maar hierdie man nou dadelik vir my Facebook message. So die Here kan 'n foto op Facebook gebruik om julle te kan connect. Enige. Net soos eerste ding, okay.
ja, so toe sê ek okay nee, dit was net te vinnig. Tweede teken het ek vir die Here gesê, ek gaan nie sê wat nie, want dit voel vir my dinge gebeur te vinnig. Die Here moet net iets bonatuurliks doen dat my hart net gaan weet dat ek weet. So ek het nie gesê spesifieke iets nie. So omdat ek journal en ek journal oor my troue, was een van die goed wat ek gejournal het. Ek sal graag eendag as ek trou in 'n kort wit rokkie met blomme, 'n blomme kroon, blomme in die hare en kaalvoete wil trou. So dit was my prentjie altyd gewees wat ek gesien het as ek sou eendag trou. En toe het ek en Andre nou obviously begin oor en weer praat, maar net kerkgoeders want hy was 'n jeugpastoor en So die Facebook message was die oor en weer begin chat. Toe kry ons daai tyd mekaar se BBM, dit is nog vir BlackBerry. Die BBM nogal gesels en nou obviously die paar dae verby konferensies by sy's weer terug aan haar werk, ek's weer terug aan Hartswater doen my ding, sy doen haar ding en nou chat ons maar hier en daar, né? Ja, jy's maar ons chat soos lank tot 2 uur, 3 uur in die oggende toe. En toe sê hy vir my, toe sê hy ons het toe nou begin, jy weet nou begin die gesels en ek sê toe maar jy weet ek het sommer die een aand net gebid en bid vir haar, bid vir mense en in die bid kry ek net soos hierdie visioen wat ek haar sien op 'n strand met 'n kort wit rokkie met blomme in die hare en ek deel dit toe net omdat ek sê vir net soos ek weet nie of jy wat jy beplan eendag vir jou troue nie, maar jy weet ek sien dit van jou, dalk is dit net 'n teken vir hoe Jesus jou wil jy weet beaam en wys, jy weet dat jy is deel van sy bruid. Jy weet al die mooi woordjies wat 'n man nou sal uitdink daarsal om 'n vrou te bekoor, jy weet. Maar ja, nee, okay, so maar dit was nog redelik, jy weet jy kan voel daar's iets, definitief was daar iets al klaar met ons chat en lekker. Maar is nou nog steeds so, jy weet, dis nie 100% wat jy nou dink jy weet daar's 'n bietjie flirt in dit, maar as ek 'n bietjie nog terughou, jy weet nou. So in any case, maar nou toe ek dit vir stuur, toe val ek amper van die bed af, want ek is soos, wie het dit vir jou gesê? Soos, wie praat hierdie ding in jou ore? So, obviously, is ek soos, okay, dit is net te goed om waar te wees, want net die Here het dit geweet, en hierdie Here my weer eens kom verbaas, en my kom ontmoet, waar ek gesê, doen iets bonatuurlik, wat ek nie gaan eers sê nie, en ja. Maar ek wou toe nog net seker wees. So voor jy aankom in die derde, en so net op dit, so ek dink net dis 'n les vir ons almal en weer vir ons ook soos ons hier sit en dit weer share, maak dit weer goed in jou wakker. Dis soos die goed wat jy daar buite uit sit om regtig die Here te vertrou. Ek hoor so mooi ding nou dat iemand sê put something out there with the expectancy to receive it. Jy weet dis net soos daar. En dan die volgende ding is om te luister ook vir jou wat 'n man is dalk daar buite of 'n vrou wat moet luister vir iets en die net sien wat actually rondom jou aangaan. Ons het jare terug het ons so 'n boek gedoen, Beleef God. En die hele kern van daai boek is om te kyk waar God beweeg en aan te sluit by dit. Okay, so punt 3. Laaste, jy sien hierdie vrou vir my is nee, ek moet seker wees julle, want troue is forever. Anyways, ek toe die derde ding wat ek gevra het, Sondagoggend was ek saam met vriendinne kerk toe en toe nou na kerk het ons almal ook vir die Here gevra vir die derde teken. Hy moet net dit afsluit en bevestig met wit rose, want op daai stadium ek kan nie onthou wanneer laas het ek ooit 'n wit roos gesien of enigiets nie. So toe gaan eet ons na kerk by 'n restaurantjie en so op pad terug want ek sou die middag met my pa gaan kuier het in Pretoria met die goudtrein. En soos wat ek terugstap kerk toe, is daar 'n hoekhuis en die huis se hele tuin was net omtrent wit rose. Dis ek soos wow, dis bietjie toevallig anyways, maakie saakie. En ek klim toe in die goudtrein om vir my pa te gaan kuier en soos wat ek inklim en ons wil wegtrek, toe stap daar 'n man in met 'n bos wit rose. Dis ek net soos, okay Here, maar jy moet nou vir hom sê ek is sy vrou want ek gaan dit nie vir hom sê nie. En ja, so toe weet ek net wanneer hy my gaan besoek, dan gaan dit my baie makliker wees om te weet dat ek weet dis my man, want ek het klaar al my goedertjies gekry en afgetik en ja, en toe die eendag toe stuur sy my 'n boodskap en sy moet my sê wat het die aand gebeur by die konferensie. En ek sê, okay, dis interessant, maar nou, jy weet, en ek sê vir haar toe, okay, maar ek moet vir jou sê profesie wat ek gekry het en ek dink jy het te doen met dit die aand van my konferensie, weet, soos is 2 verskillende events eintlik by dieselfde plek. En toe net die eendag toe bel ons mekaar en ek vertel haar van hierdie wat die profesie van die vrou wat naby is en dit gaan so 2 magnete wees en ek sê vir haar voel regtig ons het hierdie koneksie en sy vertel my van die drukkie en nou dadelik is 'n man se bors en sy vertel my van die wit rose en sy vertel my van die
trouvisioen en goed. En die Babs aankom sê ek net vir haar luister, ek weet, ek soek asseblief jou pa se nommers en ek wil hulle bel en ek wil vra of kan ek weet jou date. En dit is so amazing, hy het my ma uitgevat vir koffie. Ek was laat, ek was baie moeilikheid daai En dag. ja, jy sou. Maar Hy het my ma gevra, hy het my pa hulle gebel en ja, dit is net, hy het net gesê, as 'n man weet dan weet jy en ek het ook net geweet en dit was baie vinnig. ja, en so April was die konferensie. In November toe vra ek om te trou, soos verloof en Januarie is ons getroud. So dit was 'n deel van my profesie ook, is net soos ons het net geweet, doen dit get dan. En ons het nie op die einde van die dag het ons nie die hele prentjie gekry nie. Ons het toe nie op die strand getrou nie. Nee. Maar ons het 'n strandtroue gehad. Ons het dit 'n rivier toe gevat. Ons het een van die ander dinge was ons wou die hele family daai dit het veroorsaak dat ons al die familie daar kom en wat ons nie sou gehad het as ons by die strand getrou het nie. Ons het na die tyd toe in die Kaap gaan, honeymoon Kaap in Mosselbaai en ons het toe 'n strand shoot gehad met die so net 'n bietjie daai gevoel te kry, maar ook toe besef die wind is crazy. So dit was, jy weet die Here het sy detail is in alles en hoe dit uitwerk en hier sit ons nou al 11 jaar later. En ons volgende testimony eintlik is oor ons kinders, want toe het ons 6 jaar lank gebid en wag vir kinders voordat ons kon hê. En ons gedink daar's iets fout, ons kan nie, wat gaan aan, jy weet, en dis dalk 'n testimony wat ons 'n ander keer kan share, maar net daai vertroue, die volgende stap wat dit doen en goed wat ons maar moes uitsort. Ek dink ook my een baie naby vriend en mentor, John Nel, vir wie ook al julle kan hom gaan opkyk. Hy het so 'n mooi ding wat hy gesê het. Dit vat baie keer, jy weet, hoekom is die storie van die 7 sakke sout? Jy moet eers 7 sakke sout saam opeet, want daai sout perseveer die huwelik. It preserves everything. Dit maak dit dat dit kan uithou vir wat ook al kom. En ek dink dis wat die Here maar tussen ons moes gedoen het. Dit was nie perfek nie. Die storie klink dalk perfek en oulik, maar ons moes so baie goed tussen mekaar uitsort en doen en bou in mekaar. Dat ons nou in 'n fondasie kan wees en ek hoop en glo, jy weet, kinders vir die koninkryk groot maak en vir onsself 'n groter visie hê as die koninkryk. En maar dit beteken ons hoop en daar's iemand daar buite vir jou. Yes. En ek dink is net om te kyk, gefokus te wees op wat die Heilige Gees doen, wat die Here in jou doen, waar hy skryf op die snaakste maniere, tot met 'n Facebook message, goed kan begin. So mens weet nooit. Dalk is hierdie die platform waar jy jou maat ontmoet. So ja. Ons gebed is vir julle dat julle die perfekte pasmaat ontmoet. Dit vat werk, al is dit 'n bonatuurlike storie. Maar dit is 'n amazingste storie en is iets wat ek nooit sal verruil in my lewe vir hoe ons hier uitgekom het en waar ons op pad is nie. Ja, en ons bid dat julle geestelike oë en ore ook vir dit sal oop wees en om aksie te neem en luister na daai golden nuggets. Ja. Kan julle sterkte, liefde. Prys God op die soort. On fire for the Messiah. Bye. Bye.